in die wortel van die boom. Hy sê die Here het al die skop in die hand en hy is besig om die koring van die kaf te skei, liewe vriende, en daai kaf gaan verbrand word. Liewe vriende, hy het die boodskap van die oordeel van die hel sekerlik baie duidelik gebring, en dat mense moet weet as hulle nie bekeer nie, dat hulle verseker in die hel sal beland, en met hierdie ernstige en dringende boodskap, liewe vriende, was die weg om sekerlik vir mense te voor te berei om die Messias te ontmoet. U kan maar gaan kyk in al die tye heen in die geskiedenis terug, as u nou die betroubare geskiedenisbron kan vind. Dan sal jy dit tog hierdie saak sien in tye van herlewing, liewe vriende, in tye van herlewing. Daar's tye terug in die geskiedenis van hierdie aarde wat nog altyd goddelose gaan op die aarde. Daar's nog altyd mense wat ver weg van die Here af was. Daar was nog altyd 'n verskriklikheid, liewe vriende. Maar wat het gemaak dat daai goddeloosheid verander het? Daar's begin ernstig gebid en gepreek teen sonde, oor die oordeel van die Here wat oor sonde kom, en dat mense hulle moet bekeer, liewe vriende. Sonde is so duidelik by die naam genoem, dit was nie gewonder wat sonde was nie, en of ons nou aanstoot geneem het of nie aanstoot geneem het, liewe vriende, hulle het hierdie woord gehoor, en deur die krag van God, het mense onder 'n sondeoortuiging gekom, en hulle het tot bekering gekom. En die groot drinkers en sondaars het tot bekering gekom, en dit het gelei na herlewing. En herlewing is maar niks anders as dat mense met hulle lewe met God regmaak. En die meerderheid mense in die regte verhouding met die Here is. Dis herlewing. U kan persoonlike herlewing beleef. Maar dis nie noodwendig dat 'n gemeente, of 'n dorp, of 'n kerk, of 'n provinsie herlewing beleef nie. Maar u moet altyd sekerlik persoonlike herlewing beleef. Daar moet altyd hierdie lewe wees. En mag u sekerlik so op die Here kom vertrou, liewe vriende. En so het hy baie ernstig daaroor gepraat. En dan nog 'n saak wat hy kom noem het, liewe vriende, wat hy in vers 11 sê. Hy sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dit het mos nou so gebeur. Toe hulle daar vervul is met die Heilige Gees van God en die vlammetjies op hulle hoofde gesien is, liewe vriende, die wonderlikheid wat daar is. So hier word die weg nou voorberei, liewe vriende, vir die ongereddes. Bekeer julle. Vir die kinders van die Here word die weg voorberei. En wat is die weg wat voorberei word vir die kind van God? Word vervul met die Heilige Gees van God. Dis die boodskap en dis die voorbereiding wat daar sekerlik was. Liewe vriende, dis baie duidelik dat die Here dit so kom praat het. Ek wil hier 3 punte net so op die bord sit. Dis nou nie die punte vir die hele boodskap nie, maar hoor net hier so gou, dat die weg wat voorberei moes word, daar moes krag wees om die weg voor te berei, daar was 'n rede gewees waarom die weg voorberei moes word, en daar was 'n gevolg gewees. En as jy nou in die volgende paar teksverse wat ek op die bord sit gaan lees, dan gaan jy kan sien die krag, die rede en die gevolg wat daar is. En liewe vriende, die eerste teksvers wat ek vir u daar opsit is daar in Lukas 1 vers 15. Hy sê, want hy sal groot wees voor die Here. Dit is nou Johannes die Doper. Wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En nou sien ons, die oorgawe wat hy gaan wees is net soos die Nasareërs oorgawe, so sal Johannes die Doper aan die Here oorgegee wees. Die krag waardeur hy al hierdie dinge gaan doen is deur die werking van die Heilige Gees van God. Dis nie sy eie briljantheid of iets nie, dis die Heilige Gees van God wat werk. En dan sê vers 16, en hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. Jy kan nou duidelik die gevolg sien, dit wat sal gebeur, wanneer sekerlik die weg van die Here so voorberei word. Dan gaan die Bybel aan daar so in Lukas 1, daar in vers 17 staan daar, hy sal voor hom uitgaan in die gees en in die krag van Elia. Johannes die Doper word hier beskryf. Hy gaan voor die Here Jesus uitgaan. Hy gaan die weg voorberei in die gees en die krag van Elia. Soos wat God was met Elia om werk vir hom te doen, so sal God met hom wees. Om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Liewe vriende, kyk net al die dinge wat herstel word, die harte van die vaders na die kinders toe, daar's verhoudinge wat herstel moet word, die ongehoorsaames,
tot die gesindheid van die regverdiges, met ander woorde, die ongehoorsaames word gehoorsaam, want dis wat 'n regverdige is. Jy het gehoorsaam geword aan die Here, om vir die Here 'n getoegeruste volk te berei. Ons gaan nou 'n bietjie weer by hierdie teksvers stil staan. So, liewe vriende, kom ons noem gou hierdie sake. Terwyl dit die Here is wat sekerlik vir Johannes kom sê, jong, hierdie dinge moet voorberei word. Moet u en ek sekerlik bereid wees om voorbereidingswerk te doen, maar voordat daar voorbereidingswerk gedoen kan word in ons eie lewe, liewe vriende, moes ons self eers deur die Here ontmoet word. En nou wil ons vir hierdie deel van die boodskap vir 'n klompie sake wys waarin u as kind van die Here sekerlik vir die Here moet kom sê, Here, ek is bereid dat u voorbereidingswerk in my lewe kom doen. En daar sekere dinge wat u aan die Here so sal moet oorgee of oorlaat, of laat die Here daarin kan werk. Die eerste wat ek vir u wil noem is ons hart. Ons lees daarvan in 1 Samuel 7 vers 3. Voor ek die teksvers lees, wil ek net eers dit sê. Dink jy dat Johannes die doper se hart in die regte plek was? Was sy hartsgesindheid reg? En ons sê ja, met ons hele hart sê ons ja. Al het hy vir hulle gesê, ander geslag, was sy hart reg. Al het hy dit baie ferm en baie duidelik, vir al die mense daar, veral dan over die Sadduseërs en Fariseërs, vir hulle gesê, dat hulle moet die vrugte dra wat by die bekering pas. En moenie dink om in julle harte te sê, liewe vriende, hy het so regheid en so duidelik gepraat, tog was sy hart so reg, omdat die Here, hy al vroeër met die Here ontmoet het en vroeër in die Here oorgegee was. Nou sê 1 Samuel 7 vers 3 vir ons, maar Samuel het met die hele huis van Israel gespreek en gesê, as julle met julle hele hart julle tot die Here bekeer, verwyder dan die vreemde gode en die afstarters onder julle uit, en rig julle hart op die Here, en dien hom alleen, dan sal hy julle red uit die hand van die Filistyne. Nou hoor nou gou hierso wat hy sê, as julle met julle hele hart tot die Here bekeer. Here, ons wil ons bekeer. Goed, daar's voorbereidingswerk voor jy jou kan bekeer. Wat is die voorbereidingswerk? Verwyder die vreemde gode. Gaan bereken die koste. En die artestarters onder julle uit, van die afgode wat land bid het, verwyder, daar's dinge wat julle moet opgee, wat julle moet gaan verwyder, gaan bereken die koste, voordat jy met jou hele hart jou sal kan bekeer. Jy gaan nie ietsie van dit gaan terughou nie. Dis die eerste ding wat jy moet doen, gaan reken die koste van daardie verkeerde dinge wat jy moet los en bely en laat staan. En dan die verder ding wat hy sê, en rig julle hart op die Here. Plaas jou volle vertroue op die Here. As daar van hierdie afgode is wat nou al so invloed en so houvas op jou lewe het, moenie jy self probeer om daarvan los te kom nie. Rig jou hart op die Here, vertrou God volkome om jou vry te maak en dien hom alleen. Laat die Here die ereplek in jou lewe sal hê. En as jy dit doen, hoor nou, dan sal hy jou red uit die hand van die Filistyne. Dan sal die Here vir jou wonderwerke kom doen. Liewe vriende, dis sekerlik in die heel eerste opsig as ons wil sê, Here, ons wil hierdie weg moet u voorberei. En dan moet u vanaand kom sê, die heel eerste ding wat jy moet oprig is my hart. Here, my hart wil ek om voorberei om te ontvang. Daar moenie sonde wees wat my kan keer of terughou nie. Maar algeheel wil ek so aan die Here dan ook oorgee. 'n verdere saak, liewe vriende, as ons wil hê dat die Here ons moet voorberei, is dit sekerlik dat ons toegerus kan wees. En ek gaan nou vir u die teksvers op die bord sit daar, maar dat ons toegerus moet wees. U weet mos nou, liewe vriende, die manne wat in die weermag was, toe jy daar by die weermag gekom het, en jy nou hulle uit jou as 'n jong seun, moes hulle nou 'n soldaat gemaak het hulle vir jou sekere goed gegee om jou toe te rus, en hulle het jou 'n bietjie geleer. Dis hoe jy met die wapens moet hanteer en so meer, en dissipline en so aan, en so het hulle jou toegerus, liewe vriende, vir as die dag, as jy nou in die oorlog in die kontak moet kom, en dit was nodig sekerlik. Jy gaan nie net inloop en dink jy gaan doen, want dit sou chaos wees, jy sal jou lewe verloor. Nou kom die Here ook en hy sê, jong, julle is in 'n oorlog, geestelik.
julle moet toegerus wees. Here, kom berei ons voor vir daai oorlog. En dit doen die Here altyd, liewe vriende. En ons het dit nou saam gelees, eintlik daar in Lukas 1 vers 17 wat sê, en hy sal voor hom uitgaan en in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaamers tot die gesindheid van die regverdiges. En wat is die rede? Om vir die Here 'n toegeruste volk te berei. Sien julle, liewe vriende, hierso sien ons baie duidelik die krag en die rede waarom ons voorberei moet word. En dis in die krag van God weer eens waarom 'n toegeruste volk. Toegerus. Maak nie saak wat die aanslag gaan wees nie, want aanslag sal daar kom. Maak nie saak wat die aanslag sal wees nie, God rus jou toe om die aanslag te hanteer, om dit af te weer. God rus jou toe om 'n oorwinning te behaal in daardie aanslag, in daardie oomblik. Liewe vriende, dis hierin sekerlik wat daar baie mense is wat sê, maar hoe weet ek, as ek nou my lewe vir die Here gee, hoe weet ek dat ek staande gaan bly? Jy het jou nog nie daar gebring op 'n plek om jou voor te laat berei deur die Here nie. Jy het nog nie gaan stil word om die prys te bereken, om met God deur te gaan nie. Dis hoekom jy so bang is, want jy sien nie God rus jou toe nie. Jy verstaan nog nie. As die Here my van Satans mag en van sonde kan verlos, wat is 'n versoeking? God kan hom ons oorwinning gee. En liewe vriende, die Here rus toe. Sekerlik het die Here vir ons baie dinge gegee om ons toe te rus. Ek gaan nou nie vanaand daaroor uitbrei nie. U weet die krag van gebed, die woord van die Here. En dan, ek wil baie groot klem daarop lê, die Heilige Gees van God in ons lewe wat nie bedroef is nie. Dis 'n geweldige toerusting. En dis waarin ons krag sekerlik om lê dan ook. So, liewe vriende, terwyl die Here dan vir u op hierdie wyse kom voorberei, en as kind van die Here kom die Here ook in ons geestelike lewe, nie net by ons redding nie, maar in ons lewe aan. Is daar tye wat ons 'n oorlog geveg het, en ons het teruggekom, en ons is versterk, en ons word weer opgebou, en ons word verkoop in die Here weer, en ons groei in die Here. Is daar tye, liewe vriende, wat die Here met my en u as sy kind kom handel, en hy kom rus ons toe, vir die oorlog wat kom, vir die stryd wat kom. Die Here kom en hy kom praat, liewe vriende, voor die tyd met u as kind van die Here, en byvoorbeeld oor u gesindheid, wat u openbaar teenoor ander mense. En hy onderwerp aan die Here en hy sê, Here, my gesindheid is dalk nog nie so mooi reg, en ek besef dis nie mooi reg nie. Vergewe my, en help my dat my gesindheid altyd die gesindheid van u sin sal wees. En liewe vriende, en net nadat u die oorgawe gemaak het, weet jy wat gebeur? Toe kom daar 'n geweldige oorlog, waarin as jy hierdie ou gesindheid gehad het, jy neerlaag gelei het. Maar oor jou gesindheid gereinig is en skoner gemaak is voor die Here, kom hierdie dinge, weet jy wat gebeur? Jy behaal oorwinning. Die Here kom, liewe vriende, en hy kom rus u toe deur 'n woord van God, en u lees dit, en dit word net lewend in jou hart. En miskien die eerste oogopslag is dit nou maar net interessant of ietsie wat jou opval, maar toe die aanslag kom, toe weet jy, maar dis die wapen wat die Here gegee het om te antwoord teen die vyand, en die wonderlike oorwinning wat die Here kom gee. Sien nie die waarde as ons toelaat, laat God ons harte voorberei. Johannes moes dit gedoen het, liewe vriende. Hy moes ook daar gekom het, dat die Here hom kon voorberei, en die Here het wonderlike Bybelse beginsels vasgemaak, dra vrugte wat by die bekering pas. Wonderlike beginsels is vasgemaak. Liewe vriende, addergeslag, julle kan nie dink, julle moenie voorgee nie. Moenie op julleself vertrou nie. Wonderlike beginsels is vasgemaak. En hy kon dit gebruik het in die oomblik toe hy die weg moes voorberei. Toe die aanslag af was. En dis dit wat die Here vir ons kom gee. Daar's 'n derde, liewe vriende, wat die Here ook sekerlik voorberei en dit is daar in Matteus 22 vers 4 staan daar. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en my vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Nou, liewe vriende, hierdie is sekerlik 'n geweldige saak.
Die Here vertel hierdie gelykenis met die oog daarop, dat mense tot bekering moet kom, dat hulle die Here moet aanneem as hulle verlosser en saligmaker, dat hulle moet deel in die wonderlike feesmaal, wat in die hemel sekerlik gaan wees. En want alles is gereed. En nou gebruik die Here hierdie aardse beeld om nou te sê, jong, die beeste, die vetgemaakte kalf, alles die beste is gereed. Kom na die bruilof, kom, my kind gaan trou, kom, julle is welkom. En liewe vriende, en dis hier waar dit sekerlik kom. En nou weet ons, ouens het toe nog verskonings. Nou kind van die Here, is dit nie juist dit wat die Here vir ons gee? Is dit nie juist dit wat Johannes die Doper gedoen het, toe hy met die mense gepraat het en gesê het, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. En Andreas, hulle hoor dit en hulle volg die Here. Hulle was gered, maar toe volg hulle die Here. Word disippels van die Here. Liewe vriende, is dit nie juist dit? Toe hy vir die mense gesê dat bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom, wat ons nou saam gelees het, wat hy eintlik maar kom sê, jong, alles is gereed, alles is gereed. En nou vandag ek, liewe vriende, hierdie selfde boodskap moet ons sekerlik by mense uitbring en vir hulle kom sê, jong, die Here het alles gereed gekry dat jy tot bekering kan kom. Ons gaan nou nie vir hulle so seer sê oor die vetgemaakte kalf of die beeste nie, liewe vriende, maar ons gaan vir hulle vertel van die lam van God wat geslag is. Wat sy lewe kom gee het, wat sy bloed gestort het, wat 'n wonderlike ewige verlossing bewerk. Dis die krag van die Here wat daar is. En dis gereed. Jy moet kom om die Here aan te neem. As jy wegbly en jy het jou verskoning kies en jy het jou rede kies vir wat sou ook al jou vriende, dis dwaase redes. Dis alles sekerlik wat geen gewig dra nie, lieve vriende, en hier kom die Here, en hy kom nooi mense opnuut, en mag ons sekerlik opnuut vir mense hierdie uitnodiging van die Here bring, liewe vriende, want die weg is gereed. Alles is gereed gemaak. Elke hindernis wat daar kan wees, is weggeneem, dat mense tot bekering kan kom, dat teruggevallen is, met die Here kan herstel. Alles is gereed, liewe vriende. Kom en laat jy in hierdie verhouding met die Here sekerlik so begin ook. Liewe vriende, kom deel in die feesmaal, kom deel in die eenheid saam met die Here Jesus. Dis wat hy kom vra. Daar is nog iets, liewe vriende, waarvoor kinders van die Here, hulle besonderlik sekerlik ook wat die weg voorberei is en wat hulle kan ontvang. En ongelukkig mis baie kinders van die Here dit. Dit geld vir ongereddes ook, maar veral dan nou vanaand vir die kind van die Here. En dis die seëninge van die Here. 1 Korintiërs 2 vers 9 sê, maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het vir die wat hom liefhet. Liewe vriende, kan u vanaand sê, ek weet presies wat die seëninge van die Here vir my lewe is en hoe groot dit is. En ek dink as jy sou sê ja, dan dink ek jy's dwaas. Want ons weet nie. Hierdie teksvers sê, wat die oog nie gesien het nie, en die oor nie gehoor het nie. Jy het dit nog nie eens aan gedink nie, man, jy weet nie eens nie, jy besef nog nie, hoe groot die seëninge van God is nie. En dan sê hy, wat ook nie in die hart van die mens opgekom het nie, wat God berei vir die wat hom lief het. Het u die Here lief, liewe vriend? Ek is bly as jy sê ja, maar nou moet ek vir u vra, besef u wat God besig is om te berei vir u, wat hom lief het. En nou laat die Here dinge in ons lewe gebeur, om ons voor te berei, om die seëninge van God te ontvang in ons lewe. En so dikwels, liewe vriende, wanneer die Here dinge in ons lewe laat gebeur, sonder dat hy vir ons sê, wat die rede of die doel is op daardie oomblik, en dit mag dalk iets moeilik wees, mag dalk iets swaar wees, liewe vriende, hoe dit ook al is, en ons is nie bereid om in gehoorsaamheid aan die Here net getrou te bly nie, want dit is gewoonlik waar dit gebeur, ons is net nie getrou nie. Dit is nie groot sonde wat inkom nie, dit is 'n klein ou dingetjie, ja, 'n klein jakkalsie, ek is net nie getrou nie, ek is net nie
waaksaam nie. Ek is net nie op my plek nie. Ek is net nie meer waaksaam is seker die beste beskrywing, wil amper gesê het alert. Ek is net nie meer daar nie. En liewe vriende, en dis wanneer ons daai bietjie laat val, wat ons dalk die seëning van God oor ons lewe mis. 'n geweldige groot seëning. Die Here het ons lief. En hy wil sy kinders seën. En daarom kom die Here en hy kom doen dinge om hulle te seën. En ek weet ek gaan nou dalk iets sê vir 'n gehoor wat dit dalk nou nie vanaand moet hoor nie, maar miskien is dit goed dat u dit hoor ter aansporing en aanmoediging. Maar as ander mense wat dit nou vanaand eintlik moet hoor, wat nou nie hier is nie, liewe vriende, wat nou, ek weet nie of hulle dit ooit gaan hoor nie, so ek sê dit vir u, miskien kan u dit dalk vir hulle eendag sê. Jy weet, liewe vriende, dis hierdie klein dingetjies om getrou te wees soos by vanaand se aanddiens. Al gee die res van die wêreld nie om oor Desember se aanddienste of bidure nie. Maar u sê ons is getrou hierby, wat die Here u daar ontmoet. As 'n sekere oom Yuri, hy is nou oorlede en al by die Here. En toe hy by die Here Jesus uitgekom en die Here gedien, liewe vriende, en hy het baie mooi pad met die Here geloop, veral toe hy ouer geword het ook. Toe hy aftree, toe vra die mense by die werk vir hom, wat gaan jy nou doen? Toe sê hy, gaan nou vir die Here werk. Toe sê hulle, nee, wat gaan jy nou doen? Hy sê, ek het vir jou gesê. Hy gaan nou vir die Here werk. En hy het mense bearbei, hy het aangery kerk toe, hy het met siele oral gepraat. Hy het dit gedoen. En liewe vriende, hy het hierdie een ding gesê, ek onthou dit as kind, het hy hierdie ding, of hoërskool seun, onthou ek hoe hy dit gesê het. Hy het gesê, as ek wil graag met die Here ontmoet, en dan mag herlewing uitbreek. En dis dalk net daai keer wat ek nou nie by die kerk is nie, wat het gebeur. Dis dalk net daai keer wat ek nou nie daar is, wat die groot deurbraak in my eie lewe kom, die Here groter dinge doen. Of daai ou vir wie ek genooi het, kom dalk net daai aand kerk toe, en ek is nie daar nie. Ek kan nie daai seën mis nie. My eie woorde nou. Ek kan nie daai seën mis nie. En liewe vriende, en dis hierin wat daar baie seën sekerlik so gemis word. Veronderstel, liewe vriende, u het nou deur die jaar met soveel mense nou al gepraat, en vir hulle gesê, hoorie man, wil jy 'n bietjie een aand kerk toe kom daar by ons? Een aand kerk toe kom nie. En nie nou hier deur die jaar met 50 mense genooi, en nie niemand gekom nie, liewe vriende, en hier besluit jy nou hierso in Desember, nee, hierdie aand kom ek nie. En daai aand kom daai ou of vrou by hierdie deure in, en hulle kom dalk tot bekering. Sou u dit wou mis? Nee, ons sou nie. Ons sou nie hierdie wonderlike seënende werk van God wou mis nie. Liewe vriende, jy wil tog, kan ek dit so uitdruk, die vrug op die oes sien. Jy wil tog sien, dit wat jy gesaai, dat daar iets inkom. En dis hierin wat ons sekerlik moet weet, liewe vriende, wat ons nie gehoor of gesien of gedaag, ons sal nie meer kom nie. Weet nie. Liewe vriende, die Here sê, die Here berei seën vir hulle wat hom liefhet. En so sal die Here vir u voorberei en daarin gebruik dan ook. 'n Ander saak, liewe vriende, is natuurlik diens. 2 Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie diens. En weer eens, eers die reiniging in die kind van die Here se lewe, en as ek gereinig word ek vervul met die Heilige Gees, liewe vriende, en as groter oorgawe, groter toewyding aan die Here, liewe vriende, dan word ek hierdie voorwerp bruikbaar vir die Here, toeberei, moontlik om sekerlik elke goeie werk te doen, om diens vir die Here te doen. Ongeag wat die werk is, ongeag hoe die diens is, die Here het my voorberei, het my gevorm, hy het dit vir my moontlik gemaak om dit kan wees. God het my kom voorberei om dit te kom doen. Kind van die Here, God berei u voor. Ons weet Johannes was daar in die woestyn vir hoe lank, in afsondering, in teenwoordigheid van die Here. Ons weet hoe sy ouers se lewe was, liewe vriende, en hoe die Here hulle in sy lewe gebruik het om hom voor te berei, sekerlik vir hierdie taak en roeping wat daar was. Ons weet hoe die Here vir Dawid daar agter die skape gesit het, en hy daar met 'n slingervel moes leer om te gooi, liewe vriende, en hy wou akkuraat gooi, en hy het akkuraat gegooi en het geoefen, en die dag toe die leeu en die beer kom, toe kon hy die slingervel onder andere gebruik om hulle te verslaan. En liewe vriende, en al hierdie dinge, alhoewel dit van 'n groot ding was, die leeu en die beer, was maar alles net voorbereiding vir Goliat.
En eintlik moet ons verder as dit kyk. Ons stop baie keer net om by Dawid te kyk. Goliat is verslaan, maar dit was nie die Here en die Here wou gehad het Dawid moet koning word. En hoe hy koning, die pad na koning toe is, jy gaan Goliat verslaan. So liewe vriende, dis hierin wat die Here vir ons sekerlik toeberei vir elke goeie werk en hy die werk ook vir ons kom doen. Daar is 'n 6ste wat ek vir u wil noem, liewe vriende, is die voorsiening wat daar is, wat die Here kom gee. Die einste Psalm 23 vers 5 sê, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Nou, hierdie is 'n getuienis van Dawid, hoe die Here voorsien en hoe die Here sorg. Ek dink ek het dit al met u gedeel, hoe daar gesorg word vir hierdie skape met die olie en die beker waar die water in was, die klip waar die water in was. Die voorsiening is gemaak dat hierdie skape veilig kon wees, een met die olie en die water met die beker, dan dat daar genoeg is. Hulle is versadig, hulle is versorg, daar's genoeg gras, daar's genoeg water, hulle kon goed leef. God het voorsiening gemaak. Hy het die weiveld voorberei. Hy het die water vir hulle gesorg dat daar genoeg water in daardie klip is, liewe vriende. En kind van die Here, u moet u sekerlik daarop rig om te sê, Here, ek maak my oop vir u weg wat u voorberei in my lewe, vir u voorsiening. God voorsien. En mag jy die Here sekerlik so vertrou. Hoe het die Here nie voorsien dat Johannes met die Heilige Gees vervul was, liewe vriende, om die werk van God te doen, en hy het dit gedoen. So is daar vir ons voorsien. Die Heilige Gees is gegee. En mag ons daarin wandel dan ook. Dan die laaste waarmee ek wil afsluit, liewe vriende, is die voorsiening wat die Here dan ook maak. En ek weet, ek het dit nou vanoggend ook genoem, maar dis so in my hart, ek voel net ek moet dit weer vanaand vir u noem, en dit is die voorsiening wat die Here maak vir u woning. U sien, die Here het nie net die weg voorberei na u hart toe nie, en die geestelike werk wat in die lewe gebeur, maar hy het ook voorsiening gemaak vir u woning. En u weet mos nou, Johannes 14 vers 2 sê, in die huis van my vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Die Here is besig, liewe vriende. Daar is volkome voorsiening gemaak. Is dit nie wonderlik, liewe vriende, dat u en ek niks bekommerd te wees oor die hemel nie? Dra u enige bekommernis oor die hemel, behalwe oor wie daar gaan wees, en nou nie daar is nie. Ons dra geen bekommernis oor die hemel. U weet, deesdae as ons iewers met verlof heen gaan, liewe vriende, of iewers heen gaan deur die jaar, of 'n bietjie weggaan, dan is die vraag, is dit veilig? Hoe lyk die pad? En ons moet oor al hierdie dinge bekommerd wees. Nou, liewe vriende, nou kom ons by die hemel en ons het nie bekommernis oor, is dit veilig nie? Gaan dit reg wees nie? Hoe gaan ons ontvang word? Wat gaan gebeur? Liewe vriende, ons het absolute berusting daarin, want die Here het berei dit. En as u nou in hierdie oomblikke sê, ja, dis hoe dit is, ek het geen bekommernis oor nie, dan vra ek vir u, waarom moet ons dan in die ander dinge wat die Here voorberei, bekommerd wees oor God se manier? Waarom moet ek dan bekommerd wees oor hoe die Here, onthou jy nie begin my hart, hoe die Here my hart voorberei? Hoekom moet ek dan daaroor bekommerd wees, of dit betwyfel, of vraagtekens, of wonder, hoekom moet ek dit doen? As ek dit nie oor die hemel doen nie, hoekom doen ek dit oor my hart? Want daai woning in die hemel, liewe vriende, wat die Here so wonderlik maak, is nie net vir die mooi en die wonderlikheid daarvan nie, dis vir u, wie hy lief het, wat hy dit so mooi maak. Hoeveel te meer sal hy jou hart regmaak, jou lewe regmaak. Laat God toe om die voorbereidingswerk in die lewe te doen. En vertrou die Here dan ook, dat hy dan ook wanneer hy voorberei, wat ook al kom, kan hanteer word, en ons kan deel ook in God se voorbereidingswerk, soos Johannes gedeel het, kan ons daarin deel, maar nie vir onsself eers voorberei is nie. Mag ons so met die Here deurgaan, mag die Here verheerlik word, en ons eer die Here vir dit wat hy kom doen. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons driemaal heilige God, ons hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike voorbereidingswerk wat U kom doen het. En as ons net kyk
in Johannes se lewe, hoe U vir hom voorberei het en gebruik het en gesalf het om daardie werk te kon doen, Here, en hy het die weg vir U so goed voorberei. Here, toe hy net by een oomblik gesê, daar is die lam van God, en sy 2 disippels na U toe gekom en U gevolg, en ons het gesien, Andreas het by U uitgekom, en toe het hy vir Petrus gebring, liewe vriende, en so dit daartoe gelei, dat die disippels na U toe gekom het. En hoe het U daardie manne toe nie ook voorberei, vir die taak en roeping wat hulle moes doen, Here, en wat se werk het hulle toe nie kom doen, deur die instaatstelling op Pinksterdag en daarna, en die kragtige wyse, en hoe het hulle die weg voorberei, kan ons maar sê vir die kerk. En Here, en vandag is die kerk daar, en nou moet ons nog steeds besig wees met hierdie voorbereiding. En hou ons trou, Here, aan U. En dankie dat ons weet dat ons eendag na U toe gaan. Ons bid, Here, vir iemand wat daar is vanaand, wat sê, maar ek het nie toegelaat dat God die voorbereidingswerk in my lewe doen nie. Toe U met hulle begin praat, Here, oor sonde in hulle lewe, en hulle kwaad geword het, dat hulle besef, dis God wat die voorbereidingswerk kom doen het. Die Here wil hê hy moet hulle bekeer, want die oordeel kom, die byl lê altyd in die wortel van die boom, wat 'n verskriklikheid. En ons bid daarvoor, Here, dat mense sal bekeer voordat dit te laat is. Ons bid vir kinders van U, Here, om gereinig te word en vervul te word met U Gees. En dankie dat U daardie werk kom doen, ons bring aan U die eer. Amen. Andries is vinnig, maar ons gaan nou die lied sing. Kom ons sing daardie lied saam, geduldig tors my siel na U, tot eer van die naam van die Here. Nederig dors my siel na U, o Heer, kom met die liefdesstem en troos my teer. My siel leer het U nodig, na U verlang my hart. O sien my eiland en troos en smart. Elk oomblik hier, wees U naby. Versoeking het geen krag, met U by my. My siel leer het U nodig, na U verlang my hart. O sien my eiland en troos en smart. Ontvang die seën van die Here, gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.